Goeienaand, welkom hierso by Country Kollig. Ja, vanaand het ons 'n besonderse gas hierso en nee ja, dis 'n huishoudelike naam. Julle ken hom almal. As ek die naam noem, Clive Bruce, gaan almal presies weet wie dit is. Clive, goeienaand, welkom hier op Country Kollig. So lekker om saam met jou te kuier op hierdie Dinsdag aand. Baie dankie dat jy tyd tersyde gestel het om bietjie met ons te gesels. Dankie dat jy my genooi het. Ek waardeer dit. Clive, kom ons begin net. Jy weet, en almal weet wie is Clive Bruce, maar ek wil net 'n paar vragies vra. Nou, jy het groot geword in Kaapstad. Nee, eintlik nie. Ek is in Kaapstad gebore. Gebore, okay, so jy het nie groot geword daar nie. Gordonsbaai gebore. Okay. En toe ek jonk was, my ouers het natuurlik geskei en ek was hierso in die Transvaal eintlik. Ja. Groot geword. Ja. Okay. Ja. Meer Johannesburg, Pretoria, daai omgewing? Ja, Johannesburg, Pretoria. Ek het hier in 83 getrek hier Pretoria toe. Okay. Nou sê gou vir my, op skool was jy in Johannesburg op skool gewees, laerskool, hoërskool? Nee, 'n laerskool in Rivonia laerskool, en dan by Marist Brothers hier in waar is dit nou weer? Dit is lank terug. Jy moet onthou. Ja. Okay. Ja, hier in Johannesburg. In Johannesburg gewees. Okay. Nou Clive, ek weet ek het nou van die lug af het ek gou vir jou gevra van jou gunsteling vakansieplek in die grense van die goeie ou RSA, maar jy het vir my gevra wat is dit? So as daar ooit 'n geleentheid was in jou leeftyd waar jy afgeskakel het en net 'n bietjie weggebreek het, wat is jou gunsteling plek? Of ek sê nou Kaapstad. Elke keer. Maar ek en my vrou Jennifer was toe haar ouers daar in where did we stay, babe? Scottburgh. Scottburgh, Natal. Scottburgh. Hulle het daar gebly. Ons het elke jaar so toe gegaan. Toe haar ouers daar gebly. Okay, alright. Okay, so baie daarvan gehou. Ja. Nou ek vra mos altyd, is dit bos of is dit see? Wat is jou gunsteling? Dit is see. Nee, see. Bos is nie vir my nie. Die ouens kan die bokke gaan skiet vir my die biltong stuur, maar ek wil nie so intoe gaan. Okay. Alright, ja nee, daar's ek saam met jou. Okay, Clive, en dan net 'n ander ding. Jy weet, en ek voel altyd so half dat jy weet die mense onreg doen as ek hierdie vraag vra, want ek weet ons woon in Suid-Afrika en ek vra altyd, wat is jou gunsteling dis? Is dit nou braaivleis is natuurlik baie hoog op baie mense se lys. Altyd, ja, maar ja, is altyd gesellig, het saam met pelle en so aan. Ons hou baie min, ons bly mos in 'n gemeentehuis. So dit is moeilik om jou braai hier te hou. Ja. Maar as jy kans kry om te gaan braai, 'n borsie op 'n braai en 'n bier is mos die beste. Is die ding. Nou jou ander gunsteling kos. Kom ons vra dan, wat is jou gunsteling kos? As jy jouself 'n bietjie wil bederf op 'n dag en jy sê, right, ek wil dit nou eet vandag. Wat is daai go-to food wat jou gelukkig maak? Moeilik. Ek eet nie snails of garnale of crustaceans, wat noem ek, crabs en so aan nie. Ek hou van vis. Algemene vis, gewone 'n visie. En dis wat ek wil eet. As ek gaan uit eet, is dit altyd 'n mooi vis of iets van daai aard, jy weet. Okay. Alright, okay. Clive, ons gaan nou met jou gesels 'n bietjie oor jou musiekloopbaan, maar baie dankie vir daai oorsig van Clive Bruce. As hy nou nie agter 'n mikrofoon staan nie, maar baie dankie. Ons gaan nou weer terugkeer en dan gaan ons verder met Clive praat oor sy musiekloopbaan. So moenie weggaan nie, ons is nou weer terug hier op Country Kollig. En daar is hy weer terug hier so by Country Kollig en natuurlik gesels ons vanaand met Clive Bruce. Ja, Clive, net om terug te keer na jou musiekloopbaan. Dit was 'n besonderse loopbaan gewees en man, ek verwys altyd na daai era as die goue era van Suid-Afrikaanse musiek en ek staan nog steeds. Ek moet ek stel saam met jou. Ja. En definitief en veral met country musiek ook. Jy weet daai was vir my 'n besonderse tyd gewees in country musiek hier in Suid-Afrika en hy het nog nie 'n gelyke gekry tot en met hede wat ek persoonlik voel nie. Maar ja, dit was natuurlik 'n groot era en 'n groot tyd gewees. Ek weet ek het al van jou optredes het ek al bygewoon, veral hierso in die Valdriehoek, daar by Riverside of Holiday Inn daai tyd gewees teen aan die Vaalrivier, jy daar opgetree. Maar ons sou nou daarby uitkom.
Sê gou vir my, hoe het jou opvoeding, jou musikale dissipline en werketiek gevorm? Aangesien jy in Kaapstad, jy is daar gebore, en jy het onder jou gedissiplineerde leiding van jou ma, het jy natuurlik nou gebly, Patricia. So, wat se impak het dit op jou musikale dissipline en werketiek gehad? Eintlik sy het nou klassieke musiek in ons ingetrek, jy weet. Ek en my broer, ons moes dit doen, want sy was 'n baie klassieke sanger en so aan. Maar ek moes dit leer, but I didn't have much interest. Is it? Nee, jy weet, ek het eers begin met musiek serieus, toe ek nou in die vroeë 60s met al die orkeste, Cliff Richard, Shadows, die Elvis en die, that was, dit het my oorgevang. Ja. Nou, jou vroeë ervaring, nou, jy het natuurlik geleer klavier speel, jy het gegaan vir lesse en ek neem aan, dit was jou instrument wat jy gespeel het en later van tyd het jy nou natuurlik weer aanbeweeg van dit af. Maar sê gou vir my, het jy al ooit oorweeg om, jy het nou net geantwoord, maar om daai klassieke musiek op een of ander manier verder te vat, of was dit maar nog altyd daai wat jy nou gepraat het van Cliff Richard Nee, ek het daar sanglesse geneem, dit vir, kan ek sê, asemhaling, al die lang loopbaan in die musiek te hou. My ma gesê, ek moet les, ek moet leer om reg asem te haal, project my voice, my stem en so aan. So ja, dit was nooit 'n serious gedagte. Ek wou nooit dit doen nie. You know, I wanted to be. Ek wil net soos die Rolling Stones of die Beatles of so aan teen daai tyd. Dit was my helde van daai tyd. Okay. Maar my voorkant in die kol ingekom. Ja, so en die prente. Okay. Nou op skool het jy natuurlik ook 'n groep gevorm. Watter soort musiek het jy toegespeel in daai groep op skool? Al die treffers wat op die radio teen daai tyd was. Jy weet, ons het by danse, jong ouens, 'n garage band, dis wat hulle genoem het. Ons het by parties gespeel en danse en so aan. Al die gewilde musiek van die tyd. Okay, alright. En nadat jy nou natuurlik nou basgitaar in groepe soos die Spectres en Staccatos gespeel het, want Staccatos was natuurlik ook 'n baie groot groep gewees daai tyd. Wat het jou aangespoor om in die laat 60er jare solo loopbaan te begin? Ek sal jou sê, ek het op skool en daarna was ek nou in die vloot, toe ek uitgekom het, natuurlik was Virginia Lee my stiefma, soos jy weet. En toe sy teruggekeer het uit Engeland en Holland, sy het 'n bietjie van 'n toerdag gehou, en sy het 'n hele klomp solo 7 teruggebring. En vir my gesê, sy het 'n groot treffer vir my. So ek het daardeur geluister, en ons het eers op, ek het nie belangstel om 'n solo 7 sanger te wees, of 'n solo sanger te wees. Ek hou van orkeste, my pelle op die verhoog en so aan te lag en saam te speel. Alleen daar op die verhoog was nie my ding nie. Okay. Maar nie teen daai tyd nie, maar ek het daai opgeneem en hy het 'n treffer geword of 'n klein treffertjie geword, maar ek het nie geweet wat om met my hande te maak. Ek was so gewoond om 'n gitaar in my hande te hou, jy weet. En so 'n mikrofoon in die een hand en die draad in die ander hand en so aan, maar baie ongemaklik gevoel. Ja, nou daai twee debuut solo enkelsnitte van jou, Two Lovely Blue Eyes en Run to Him, is in 1969 nou vrygestel. Watter uitdagings het jy destyds as 'n nuwe solo kunstenaar ondervind met daai, spesifiek nou met daai treffers, want dit was 'n uitdagende tye daai gewees. Daar was baie sangers op die toneel. Ek was baie lucky, kan ek maar sê, dat Virginia dit vir my hierdie ingebring het, want ander mense het dalk nie die kanse gekry om ten minste hulle eerste plaat wat oorsee as 'n treffer was te maak hier in Suid-Afrika, maar sy was besig om 'n langspeelplaat te maak, en sy het my, ons het besluit op hierdie liedjie toe ek in die ateljee was. Sy sê, wat sing julle nou? Wat
teensy van daai plek. En ek het nie 'n ander liedjie nie. So ek het gou rondheen daar in die ateljee geskryf. Net gou geskryf, dankie Vader, ek kan 'n bietjie musiek skryf ook. So die mense kan dit lees. Maar dit was hoe dit gewerk het, die keersyne van Two Lovely Blue Eyes. En ek was net ek was nie lank uit die vloot nie toe ons 1969 dink ek, 69. En dan natuurlik dit het eers gekom het en dan Sally Sunshine was een op in daai hoop ook. So dit was die tweede liedjie wat ek opgeneem het en hy het goed vir my gedoen. Okay, alright. Ja. Okay. Sal jy voel daai liedjies het jou eintlik maar, jy weet, hulle sê mos altyd put you on the map. So met die sukses wat jy behaal het. Tot 'n mening, ja. Ja, ek het baie, jy sien, ek het nou baie koorwerk in die ateljees gedoen. So ek het die Dennis East en al die mense so wat daar in die kore gesing het. Ja. So hulle was almal solo 7 of solo sangers ook. Ek het van die ateljees geken. En toe moes ek en hulle was ervare sangers en ek was nie. Ja. Jy weet so ek het bietjie skaam gevoel om saam met hulle op te tree, jy weet. 'n rukkie geneem om myself bewusheid te kry. Jy weet, uit te kry en meer confidence te kry. Ja. Nou, anyway, maar jy het natuurlik 'n man van vele talente as dit kom by instrumente speel. Ek meen die gitaar is 'n groot liefde van jou. Klavier weet ons almal nou jy het dit gespeel en jy's op die tromme ook. Wat jy bietjie op die tromme was. Nou sê vir ons hierdie veelsidigheid, hoe het hierdie manier van daai instrumente speel jou beïnvloed en liedjies skryf en optredes, hoe het jy dit benader met al hierdie talente wat jy gehad het? Het dit dinge vir jou 'n bietjie vergemaklik? Wel, ek sal jou sê, soos ek vroeër gesê het, ek is toe jong man in orkeste gespeel. Ja. En ons het op 'n tyd die orkes daar op 'n plaas geoefen en alles uitgewerk. En ek was die enigste een wat musiek kon lees. So ek het daar in die middag was ek soontoe om te oefen. Die tromme was voltyds daar opgestel tensy ons gespeel het. En al die instrumente was daar. So ek het hulle almal gespeel. So ek moes die mense, die ouens in die orkes wys wat hulle moet speel op daai spesifieke nommer. Ja. En dis hoe ek daai instrumente almal opgetel het. Ja. Nou natuurlik in jou vroeë loopbaan was jy nie net sanger gewees nie. Ek meen jy het ook 'n loopbaan gehad. Jy was in verkope gewees en versekeringbedryf het jy ook gewerk. Hoe het jy hierdie voltydse werk met jou musiekambisies gebalanseer? Ek meen dit is mos maar altyd 'n tamaletjie. Ja, dit was 'n tamaletjie. Ek was voltyds 8 hours a day. Ja. En dan die aande in die orkes gespeel. Okay. So my vrou van daai tye het gesê jou klere hang in die kas, maar jy's nooit hier nie. Ek dink is die ou storie van soveel musikante, jy weet. Ja, natuurlik. En jy het nou vroeër gepraat van Virginia Lee wat natuurlik jou stiefma was en sy het 'n deurslaggewende rol natuurlik gespeel om jou aan Sally Sunshine bekend te stel. Hoe was dit om saam met jou stiefma te werk en wat het destyds natuurlik 'n legende was in eie reg? We got along very well. Ons was goeie vriende, musikante. Sy was musikant, ek was musikant en sy het 'n ateljee in Durban gehad. So elke keer as ons vakansie, ek was praat nou van skooljare, baie as wat ek kon, was ek ateljee toe. En wat die musikante het, wat almal sien, teen daai tyd, Durban was een van die groot vakansieplekke. Ja, dit was, in Suid-Afrika. Elke hotel het 'n orkes wat daar gespeel het. En baie van hulle, dit was goedkoper om hulle opnames te kom maak in die vakansietyd. Jy weet, en so hulle het almal, baie van hulle, nie almal nie, baie van hulle het kom in daai ateljee kom opneem. So ek wou hulle net sien, gitaarspelers of sangers of klavierspelers en ek het vriende van hulle wat ek het hulle begin leer ken. Ja. Teen daai tyd. Dis
Ek vergeet wat jy my gevra het. Ek dink so baie aan daai jare. Nee, die vraag was maar net gewees wat se tipe verhouding het jy in Virginia League gehad en natuurlik met Sally Sunshine. Ja, Sally Sunshine was en dit was 'n groot treffer geweest en dit moes seker 'n besonderse gevoel gewees in 1971 om daai treffer te hoor op Springbok Radio en LM Radio. Dit was op die trefferparade geweest. So dit was seker vir jou spesiale tyd geweest om dit altyd te hoor op die radio, nie? Ek het jou mos gesê, ek was 'n skaablaatie. Ja. En nederig vir my gedoen, maar jy weet, ek was fyn op die verhoog as ek daar gestaan het met my pelle. Ja. Maar alleen daar te sing, ek het baie alleen gevoel. Ja. Kon ek sê, so ek wou dit nie eintlik doen nie, maar ek moes dit doen. Virginia het die moeite vir my gedoen, so jy weet, so daar was hy. Het daai sukses van daai liedjie nou, Sally Sunshine, het dit jou doelwitte of jou persepsie verander van wat moontlik vir jou voorlê in jou musiekloopbaan? Of dink jy dit was die liedjie wat die weg gebaan het vir jou musiekloopbaan, Sally Sunshine? Om eerlik te wees, ek het nooit gedink ek was 'n goeie sanger nie. Ek het nou van, soos ek gesê het, die Elvises en die Cliff Richards en die Tom Jones gehoor en ek tog nee, dis nie my stem nie. Ek kan die wysie hou. Ek kan in tune bly, maar ek het nie so 'n stem nie. So ek het gedog, yesterday, wat maak ek nou hier met die mense wat regtig kan sing? En onthou, teen daai tyd, ons treffersparade was wêreldwyd, so ons het al daai groot internasionale sangers, hulle plate, ons moet hulle teen hulle sing, of probeer in die treffersparade te kom. So dit was moeilik en ek was baie bewus van die feit dat my stem op die treffersparade met hierdie ouens inkom en bietjie skaam daaroor. Dit moes seker 'n groot eer vir jou gewees het. Ek meen, jy weet, jy wat nou bietjie skaam en teruggetrokke was en 'n nederige man. Dit moes seker vir jou 'n groot eer gewees het om saam met die groot name op 'n trefferparade te gewees het. Het my 'n rukkie gevat om so te voel. Okay. Ek was net skaam. En my pelle, ek ook, onthou, toe ons begin het, dit was almal in die orkes, dit was ook vriende. Ja. En toe het gesê, nou wat maak jy nou plate? Ons moet nou plate maak en so aan, en ek was so bang, ek gaan my orkes en my vriende verloor, as ek nou, weet ek, bekend as hulle word. Ja, wel. Nou, jy het vroeër, of nou gepraat van stem, jy het nie nooit gedink jy het 'n stem vir sang in daai klas maar goed nie, maar jy het definitief die stem gehad vir Sarel C. Monster of Willie Wally. Hoe het daai geleentheid ontstaan en hoe was dit om daai ikoniese karakter te kon gespeel? Dit was nice om dit al die ouens so ver ek kan onthou. Onthou dit was 'n hele ruk terug. Ja. En al die ouens wat stem gemaak het en so aan wat hulle karakters gedoen het ek daar by hulle aan die ateljees ontmoet en so aan mense wat vir my eintlik so suksesvol in die besigheid was en hier was ek, maar ek kan nie eintlik onthou wie my gevra het om dit te probeer doen en ek het reggekom. Dit was meer so dit was maar net 'n geleentheid geweest wat jy gegee is en dit was 'n geleentheid. Jy weet, voor ek het baie stemme op nageaap ek sien op die plate van die groot treffers van dis reg. Springbok Hit Parade en al daai goedes waar mense daai CD albums gekoop het en ek het baie van daai liedjies gesing saam met 'n hele klomp van ons goeie sangers van die tyd. Ek het meestal country gedoen vir die ouens wat my gevra het om te sing, jy weet die Don Williamses en so en Kenny Rogers en so aan. Terloops, ek het 2015 met op Kenny Rogers show gewees. Daar was die openingstoneel. Okay. Wow. Saam met Lance en Barbara Del en myself. Ja. Ons was die opening act vir Kenny Rogers. Ag, dis fantasties. Wow. En dit was seker 'n besondere ervaring. Ja. It was great. It was great. Ek het hom persoonlik ontmoet. Hy het my 'n foto vir my geteken. Ek prys hom nog baie.
En jy weet, hy het 'n snaakse gewoonte gehad. Hy het dinge van die verhoog afgegooi. En ek het hom gevra, wat is dit? Hy het gesê, dis $1 notes. He said, $1, he just throws them into the crowd. En natuurlijk was hy geld geen waarde hierso nie. Ja. Maar dit was 'n groot ding in Amerika. Dit was een van die dinge van sy dinge. Ja. Nou, Ja. hoe het dit gekom nou 1979? Het jy ook jou eerste Afrikaanse liedjies opgeneem? Sing in Afrikaans natuurlik 'n kreatiewe uitdaging of 'n natuurlike nie eintlik nie. Jy weet, wel ek het in die kore in baie advertensies gedoen vir die SAIK of radiostasies en so aan. En Afrikaans was deel van dit. Okay. So as ek nou Afrikaanse liedjie was, jy weet, teen daai tyd as 'n platenmaatskappy vir jou 'n plaat gee en sê dis gaan 'n treffer word, dan sing jy dit. Ja. So ek dink my eerste Afrikaanse liedjies wat ek opgeneem het, ek het met Vicky Dupree. Ja. Ek dink Vicky Dupree, dis te laat liefling en 'n paar liedjies. Dit wat redelik op die lig gekom het. So en ek het baie van Vicky gehou in elk geval. Ons het goed by mekaar gekom. Ja. En natuurlik in 1983 het jy ook as jy benoem vir 2 SARI toekennings. Wat het daardie erkenning vir jou beteken as 'n kunstenaar in die Suid-Afrikaanse musiekbedryf? In daai tyd was dit natuurlik 'n verskriklike groot ding gewees om net genoem te word vir 'n toekenning van 'n SARI toekenning. Ja, dit was groot verrassing eintlik vir my en dan toe ons daar uitgekom het vir die prys vir die pryswennery en so aan. En toe sien ek al die mense uit dieselfde, wel dit was of een van die groot teaters en ek sien al die mense en ek sit langs die ouens wat baie sukses behaal het en hier voel ek so 'n bietjie klein tussenin. Maar dit was baie nice. Dit was baie, I don't know, moeilik om te sê. Ek was baie trots daarop, maar ek was baie skaam dat ek moes tussen hierdie mense sit. Ja, ek het dit nooit gewen nie, maar intussen was ek. Ja. Ek het 'n kans gekry in elk geval. Ja. Nou natuurlik jy baie optredes gehad, lewendige optredes waarvan een van die grootste is natuurlik the Keep It Country konsert 1983 waar meer as 10,000 aanhangers en dit was natuurlik hier by Holiday Inn gewees van 'n Bultpark langs die Vaalrivier. Ek kan dit min of meer onthou. Ons het 'n paar shows, groot shows en natuurlik Lance James was ons leier, kan ek sê. Ja. En daar was baie van ons wat daar was, maar die grootste een teen daai tyd vir my was die een wat by die Pasco Milner Park in Johannesburg gehad. En hulle sê ons het so 40,000 mense daar gehad. Dit was mooi so groot. En die ding wat ek kan onthou, Lance het gesê, okay, wie wil eintlik eers gaan sing? En almal was stil en ek dink hierdie mense is so vol gees, hulle wag so. Ek dink nobody is going to get the reception van die eerste persoon wat gaan sing het. Hierdie mense gaan mal, so ek het gesê ek sal hom oopmaak. En ek het. En daar was 'n helikopter bo en het op die nuus gekom het toe ek het Blue Train gesing, Blue Train. En al die mense het gekry en tussen die mense gemaak. Dit baie lekker. Dit baie lekker. Ja, nou daai spesifieke een wat ek gaan gepraat het hier teen aan die Vaalrivier. Ek was natuurlik saam met my ouers gewees. Ek was nog 'n chokkertjie gewees, maar ek onthou dit soos gister. Ek was nog daar gewees. Ek het julle almal gesien in lewende lywe en vir my was dit 'n groot belewenis om net daar te staan en as chokkertjie saam te sing. Jy weet, want my ma was baie lief vir country musiek gewees, nog steeds, jy weet, en sy het op die hoog. Was jy op die verhoog? Nee, nie op die verhoog nie. Ek was in die skare gewees. Ek het baie gestaan het. Okay. Ja, ek was in die skare gewees. Nee, ek was daarom nog nooit so op die verhoog gewees nie, maar dit was vir my net 'n belewenis om julle te kon gesien het want jy hoor altyd die liedjies daai tyd op radio. Jy weet, en radio was baie groot gewees daai tyd want dit is waar jy die liedjies gehoor het was op radio. Dit was net vir my 'n besonderse ding en jy weet almal het saam ek weet dit was
fantastiese dag gewees daai wat julle daar opgetree het. Maar ja, ek wou dit net genoem het dat ek ook daarom deel was van daai groot skare en ja, nee, my ma was 'n groot liefde vir country musiek en nog steeds eintlik. Sy was so toe ek vir sê nee, ek praat vandag met Clive Bruce. Sy sê regtig. Ek sê ja. Ja, nee, maar sy's pragtig, maar nou country musiek was nog altyd deel van jou identiteit gewees. Hoe het jy aanvanklik na die genre aangetrek? Wat het jou aangetrek na country musiek toe, dat jy tot vandag toe nog passievol is daaroor? Wel, ek sal jou sê, ek was tevore 'n sanger. Enigiets wat iemand vir my gegee het om te sing, het ek hom gesing. Maar soos ek vroeër gesê het, ek het baie mense nageaap en op die Springbok hits en die meeste van die liedjies wat ek gekry het, was country liedjies. Okay. En my pelle was Bobby Angel en Lance natuurlik en Gene Rockwell en al die mense, ek het hulle vir jare voor en ek het somme daarin gekom, ek het in die orkes gespeel vir 'n rukkie en hulle het geweet, ek ken almal hulle liedjies ook, so ja, dis hoe, ek het nie eintlik besluit om 'n sekere genre te kry nie, dit het net gebeur, net so gebeur. Okay, en jou liefde het natuurlik gegroei vir daai genre, want omdat jy so bedrywig was met hom die hele tyd. Nog steeds, ja. Nou jy was nie net 'n sanger, jy was natuurlik in televisie ook gewees en in die uitsaai bedryf gewees. Nou die aanbieding van Sing Country van 1985 tot 1990 het jy natuurlik gehelp om nog groter gehore te trek en jou naam uit te sit daarso. Wat was vir jou die mees onvergeetlike oomblik uit daardie program? Ek meen dit was nou jare terug. Baie onvergeetlike dinge. Jy weet, dinge waaraan ek nou terug kan onthou en die mense wat al die country kunstenaars wat, jy weet, die country kunstenaars het nooit teen mekaar beklei nie. Ons het altyd 'n spasie gemaak vir mekaar. Ja. Jy weet, en ek dink dit was die lieflikste ding van my die country musiek. Ja. As my vriende wat en ons het saam gery, ons het shows gehou, ons het dit en baie van nie weer by ons nie en Jody Wayne en Sally Bourne, die name ken ons aanhangers, die baie goed. En ek mis hulle baie. Ek moet eerlik wees. Ek mis hulle. Nou sê gou maar die rol, jy was natuurlik van Sing Country, was jy ook mede-aanbieder van Sound Country en natuurlik later Rewind gewees, wat jy ook natuurlik daarso gedoen het. Wat het daai vertonings, was dit 'n aanpassing om van die een na die ander aan te beweeg? Wat het daai vertoning so uniek gemaak? Wel, Sing Country was soos jy gesê het vir 5 jaar en dit was elke Sondag aan uitgesaai. En nou toe ons die programme opgestel het, ek het die Zillertal restaurant. Okay, en dis waar ons die shows opgeneem het. En ek was die regisseur. So ek moes al die kunstenaars bespreek, die liedjies vir hulle kry en so en dit is baie werk, maar ek was baie lief vir daai werk. 'n Groot deel van my lewe waarvan ek baie geseën was om dit te kan kry. Ja, want dit was nie net 'n restaurant, dit was amper soos 'n kulturele sentrum gewees. Afrikaans ook. Ja, was baie Afrikaanse kunstenaars, dit was Pretoria. En dit was ons het orkeste wat daar gespeel het, ouens wat ook in die army was of in die lugmag want hulle het ook orkeste daar gehad, jy weet. So ek het hulle leer ken en so aan. Dit was 'n goeie tyd vir my lewe. Ja, en natuurlik toe ek in die weermag was in Pretoria, ek weet ek was by een van daai vertonings gewees by die Zillertal en dit was weer eens, dit was jy weet saam met 'n klomp ander troepe gewees en dit was net vir my 'n wonderlike absolute wonderlike belewenis gewees om daar te wees. Maar jy het natuurlik ook talentkompetisies daar gehad by die Zillertal en hierdie is natuurlik 'n groot plek gewees vir waar mense soos jy gesê het Sondaande bly hulle ingeskakel en jy weet dan weet hulle right, dit is nou tyd vir Clive Bruce en sy program en dies meer. Dit was net 'n wonderlike tyd gewees daai. Was jy weet en die tyd ons ek het baie van die ouens wat soos Ray Dillon
Ja. Toe hy ingekom het. Al die pad, net om 2 liedjies te sing, al die pad van Parys tot Pretoria gery en terug, dit te sing. En Nicholas Lou, ek onthou, ek was besig in die ateljee met Select Musiek om 'n plaat te maak, en hy sê, ken jy iemand wat hierdie Bed of Roses kan sing, van Bon Jovi? En ek dog, I know that guy. Dit was Nicholas Lou. Ek het hom gevra, sal hy kom sing? En van daai punt af het hy 'n sangloopbaan. Ja. En jy weet, ek dink in sy vroeë jare, tot hy nog baie lank hare het, was dit die brein werk nie. Nee, dis reg. Good Darren het deurgekom ook. En ja, baie van hulle wou hulle eerste plate as gevolg van hulle optrede is hulle dit al gemaak. Party van hulle het sukses behaal en party van hulle, want dit is 'n moeilike wêreld. Ja, moeilike bedryf om in te kom. Harde wêreld. En jy moet nou baie opofferings doen om 'n sukses te maak uit die bedryf. Ja. Baie. Nou Lance James het jy natuurlik ook die bynaam gegee, The Midnight Cowboy. Wat is die storie agter daai naam en hoe voel jy dat dit jou verteenwoordig met daai naam, The Midnight Cowboy? Waar kom dit vandaan? Eerstens wil ek sê, ek weet nie of jy die movie eers geken het. Dit was eintlik geskort vir 'n rukkie, The Midnight Cowboy. Okay. Maar almal het die naam geken. Ja. Maar die program wat ek aangebied het, was laat op 'n Sondag aand uitgesaai. So dis hoekom Lance het gesê, almal het 'n bynaam. Ek het nie 'n bynaam nie. Jy's nou die Midnight Cowboy. Dit is hoe dit gebeur het. Dis hoe dit gebeur het. Ja, as mense aanbeweeg, klaar na 1996, jou album One Last Kiss het natuurlik goue status bereik en jy het natuurlik ook Engelse en Afrikaanse snitte daarin was op die album gewees. Wat het jou geïnspireer om na so lang pouse weer Afrikaanse musiek terug te keer en dit weer te sing? Niks het moeilik om te sê. Ek het 'n paar Afrikaanse liedjies geskryf. En ek het help gekry nou van Bless Bridges se vrou. Hy het my met die liriek gehelp en so aan. En ek dink dalk was dit die feit dat Engels het begin een kant toe beweeg en Afrikaans het groot geword in die plaaslike toneel, jy weet. En I don't want to be left behind. So ek het vir 'n Afrikaans, maar ek het geskryf liedjies soos 'n meisie soos jy of iets. Ek kan nie onthou wat was die naam nie. But they did well for me. Dit is redelik goed. En in elk geval, ek was baie bewus van die feit dat meeste van ons aanhangers is Afrikaans sprekend. Ja. So ek weet daar's ouens wat nooit Afrikaans leer praat het, van Engelse sangers en so aan. I don't know where their careers went, maar ek was baie bewus van die feit dat my luisteraars Afrikaans sprekend is. Ja. So, ek kon dit nie ignoreer. Ja, natuurlik. En natuurlik 1996 One Last Kiss is natuurlik deur die lesers van Keer tydskrif ook as die gewildste Engelse liedjie aangewys. Dit was seker ook vir jou besonderse mylpaal ook gewees. Dit was 'n goue plaat. Wonderlike ding dat ek daai liedjie gekry het en daar's 'n storie agter hom. Met die treffers nie, dit is die Sondag aand wat ek nou met die Zillertal daai kompetisie gehou het. Ja. Een van die ouens wat daar gesing het daai liedjie vir my gebring op 'n band. En het gesê ek wil dit volgende week. Nou wat ek gemaak het, as die ouens by my kom sing het, die liedjie wat hulle gaan sing op 'n band sit en vir my bring, ek kon dit skryf so ons volgende week dit kan vir hulle speel, begelei. En hy het daai liedjie gebring en toe ek besig was om dit te skryf, ek dog, hierdie is 'n goeie, baie kommersiële liedjie. En ek was besig met my eerste CD.
En ek het besluit, okay, ek gaan hom op die CD ook sit. En toe gaan ek nou by die verskeie winkels, want ek het niks nou van die agtergrond, die wettigheid van die sang. Wie weet hom, wie besit hom? En so aan. En dus ek dink dat die PRS details op plaat. Dit is die skrywer, die eienaar, die verspreider en so aan en so voort. En almal kry 'n bietjie geld daar uit die verkope. So I had to know that. En ek vra by die verskeie winkels, ken jy die liedjie? En baie van hulle gesê, as ons die liedjie kon kry, ons sal hom elke dag 10 van hulle verkoop. Okay. En ek tog, hier's 'n gewilde liedjie. Hy gaan die naam van my eerste CD wees. En hy was vir my 'n goue status bereik. Ja, yesterday. Dit was baie bekende vir my baie bekend vir my geraak. Ja. En ek dink saam met daai Sing Country en One Last Kiss het dit so 'n groot hupstoot vir my loopbaan gegee. Met die liedjie en die program. Ja. Nou Clive, jy het ook natuurlik besluit om jou eie maatskappy te stig, Clive Bruce Music in 2002. Watter vryhede of uitdagings het daai skuif gekom en dit jou gemaak besluit om dit nou te doen? Wel, almal, ek dink van die sangers het hulle van hulle eie produk. Dit was voor Sing Country en voor One Last Kiss se tyd. Ja. En ek het besluit ek gaan nou 'n langspeelplaat bymekaar sit van my verskeie liedjies wat ek opgeneem het. En ek was net die een kunstenaar wat op my etiket gekom het. Net die een sodat ek iets hier om op die shows te kan koop. En jy was natuurlik geëer met baie toekennings, seker te veel om te noem, in 2008 'n Legend Status Award, jy's vereer met dit. Dit was seker ook vir jou 'n besonderse eer gewees vir daai spesifieke toekenning. Ja, dit was ek kan dit onthou eintlik. Dit was onder waar was dit? Vanderbijlpark. Ja. En toe almal net my dan kom skud, legende en so aan. Weer eens, soos ek gesê, ek moet bereid wees om mense om my te hê en my hande kom skud op my platte. Jy weet. Ja, dit was 'n besonderse eer en natuurlik ons gaan nog steeds. Ons het eintlik die legendes, country legendes as groep gesing en toe laas nie by Jody's nie by, Sally's nie by nie. Dit is net van daai groep wat ek en Barbara, van daai sanggroep, ek en Barbara wat leef nog. Ja. Barbara Ray, ja. Ja, so ons doen shows met Tommy Del, maar hy was in die Kaap. Hy was nie deel van ons groep nie. Ja. Okay. Nou van Euro Country tot en met My God Loves Me, jou album strek natuurlik oor verskeie subgenres. Hoe benader jy die skepping van musiek wat tradisie met nuwe style balanseer? Soos ek gesê het, ek is 'n sanger. Ja. Mense het my gevra byvoorbeeld vir 'n gospel CD en ek wou nie geld uit die Heer maak nie. Ja, jy weet. Absoluut. Dis ander mense wat daar hele lewe sing en hulle nou gospel liedjies, maar mense het my gevra. En ek kan onthou een van die liedjies wat ek gesing het, 'n Engelse liedjie, My God, The Family Bible. En 'n ouetjie het vir my gebel uit die Kaap. Ek het nie geken nie. Hy het my nommer ergens gesoek. En hy het gesê, is danksy daai liedjie wat sy marriage, wat noem jy dit in Afrikaans, 'n troue? Ja, troue, ja. Dit gered het. Hy en sy vrou het daarna geluister. So hulle het besluit terug om die Bybel bietjie te gaan lees. Okay. En dit het hulle huwelik gered. Okay, fantasties. Hy wou dit net vir my sê. Okay. En ek dink ek het iets goed vir iemand gemaak. Maar dis hoekom ek nou uiteindelik gospel, 'n paar gospelliedjies opgeneem het. Okay. Nou die hernoeming. Wat was dit weer?
Ja, die hernoeming van Little Nashville Country Festival en LJ's Country Music Festival ter ere van Lance James natuurlik het 'n baie belangrike oomblik in Suid-Afrikaanse country musiek gemerk. Watter invloed het Lance op jou lewe en jou loopbaan gehad? Ag baie. Hy was 'n gentleman. Ja. Hy het almal geken. Hy was die eerste ouetjie wat alles hy het sy eie country program uitgesaai. Sonder Lance dink ek daar sou eintlik minder country musiek vrygestel wees en minder country kunstenaars wees. En ons, soos ek sê, ek mis hom baie. Hy was Big Daddy genoem. En daar sal nooit ek dink nie daar sal weer kanse kry. Almal wat ons country gesing het, daar was net 'n periode waar ons bekend geraak het en daar sal nooit so 'n periode wees nie. Ja, ek wou jou nou net gevra, dit was want ek verwys altyd na daai periode as die goue era van nie net country nie, maar Suid-Afrikaanse musiek as geheel. Ek sou gesien om maar sukses te word gedurende daai tyd. Absoluut. En ek leef nog steeds op daai kan ek maar sê, daai liedjies, mense wil hulle nog steeds hoor. Absoluut. Your One Last Kiss en Red River Roses en Family Bibles en so. Ja. Nou Lance, as jy nou moet terugkyk, ekskuus tog, Clive, as jy nou moet terugkyk na jou lang lys melodie toekennings en volgehoue relevantie in die bedryf, wat dink jy was die sleutel tot jou lang lewe in Suid-Afrikaanse country musiek? Wat dink jy, was dit nou maar net, jy het nou maar net deurgedruk en jy het elke dag nou maar vol uitgeleef en hom gevat en gegaan, wat dink jy was daai deurslaggewende? Eerstens, ek moet sê, teen die begin van die musiektang, het ek nou klavierlesse geneem. Ek het musiek leer lees, nie goed nie, maar goed genoeg om deur te kom met die orkes en so aan, en natuurlik gitaar geslaan vir mense en ek het sien mense wat kom en gaan, maar ek het ingebly met die musiek en so af en toe gekry om iets op te neem. En natuurlik in die later jare, ek praat oor die laaste 10 jare, ek het betaal. Ek het baie van my plate eintlik al die instrumente daarop gespeel. Ook, so dit was net die kennis van die musiek, ek dink, ander mense wil net probeer sing, jy weet, net probeer sing, hulle wil sing, maar hulle het nie kennis van die musiek nie, en amper het hulle talent, en ek het voorgenoem om die opofferings te maak, vir 'n loopbaan in die musiekbedryf, is groot. Absoluut. Jy weet, so, en al die musiek huweliks wat gebreek het, want of die vrou of die man is min by die huis, of hy moet, en as jaloesie, jy's uit op die pad, jy moet meisies daar kry, ja, nee, dit is deel van dit is alles deel van die pakket, ek meen, dit is en almal verstaan dit, maar nie almal wil dit aanvaar nie, maar ja, ek hoor wat jy sê, maar as jy nou net so ten laaste, net gou terugkyk oor die dekades van musiek en media, wat jy al behartig het, watter raad sê jy nou vir die volgende generasie kunstenaars aanbied, wat vandag in die bedryf wil eintlik die bedryf wil toetree? Watse woorde van inspirasie kan jy vir hulle gee, Clive? Dit is 'n wonderlike manier om 'n lewens te maak, musiek. As jy konsentreer op jou musiek en jou bevordering met jou stem, met jou musiekkennis, met jou ability om op jou instrument goed te kan speel, then you've got a chance, dan het jy 'n kans, maar as jy dit net los vir iemand anders, jou bekend te maak, nee, sal nie meer werk nie. Dit was nie soos die tyd soos jy kind was, en jy het my gehoor sing op die verhoor. Teen daai tyd verby. Jy weet, ek wil dit net noem, was jy ooit by Babsfontein, by Feesteland, by Van Wyksras, daai plekke bestaan nie meer nie. Daar is die plek, en dit was almal vir bekende sangers wat bespreek is vir die hoof act te wees,
maar dit het plek gemaak vir jonger mense wat wou ergens kom. Ja. En daai plekke is nie meer daar nie. Ja. En dit is 'n groot jammerte vir ons mense. Ja. Maar Clive, ja. baie dankie vir jou tyd. Dit was wonderlik geweest om jou te gesels hier op Country College hier op VCR TV. Baie dankie en dankie dat jy tyd gemaak het om bietjie met ons te kon gesels het vandag en 'n stukkie van jou lewe met ons te kon deel. En dankie vir die inspirerende woorde op die einde. Jy is legendaries. Jy sal altyd 'n legende bly in die musiekbedryf. So en ek weet jy is 'n skaam en nederige man van geaardheid, maar ja, dit maak jou net soveel meer besonder. So baie dankie en dankie vir jou tyd. Dit was 'n absolute voorreg geweest om met jou te gesels het en ek wens jou alle sterkte vorentoe. Net so ter laaste, tree jy nog op? Is jy nog beskikbaar vir optredes en dis? Ja, absolutely. Okay. Absolutely. Wanneer ek werk kan kry, is ek daar. Okay. As ek werk kan kry. Awesome. En ek wil net baie dankie sê dat jy my genooi het om Country College te wees. Baie dankie Clive en sterkte vir jou vorentoe en mag jy geseënd wees op jou pad nog wat voor lê vir jou. Baie dankie vir jou, hoor. Dieselfde vir jou, Jimmy. Bye. Nou ja, daar sê dit was aan Country College saam met Clive Bruce, The Midnight Cowboy. Tot 'n volgende keer. Groet ons en onthou net, wees geseënd.